Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dis vandag Dinsdag, die 3de Februarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: petrol se prys verlaag, nou die goedkoopste in 4 jaar. Nuushooftrekke vir vandag: 400 miljard rand nodig om water te herstel in die land. Petrolprys verlaag, nou die goedkoopste in 4 jaar. Onderburgemeester vuur wapen af in 'n openbare gebied. Werkskepping herstel op 'n klein mate. Rugby het aan 20 pond nodig. Blitsbokke speel die naweek in Australië. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne het gister aangekondig dat die petrolprys met 65 sent per liter daal, terwyl diesel tot 57 sent per liter goedkoper sal wees. Dit beteken die prys van petrol sal nou op sy laagste vlak in byna 4 jaar wees. Dis te danke aan 'n sterker rand teenoor die Amerikaanse dollar, wat die koste om olie en petroleumprodukte in te voer merkbaar te verlaag. Kwesi Mantashe, minister van Minerale en Petroleumbronne, sê die wisselkoers se positiewe invloed het die brandstofkomponent van die oorhoofse prys met meer as 25 sent per liter verlaag. Die eienaar van 'n tipiese motor met 'n 45 liter tank spaar honderde rande in vergelyking met brandstofpryse in 2023 en 2024. Die Departement van Water en Sanitasie het sowat 400 miljard rand nodig om die vervalle waterinfrastruktuur oor die land heen reg te ruk. Die departement is baie bekommerd oor die toestand van die watertoevoerstelsels landwyd, maar die Noord-Kaap is volgens hom die provinsie met mees kwesbare waterstelsel in ons land. Ook in Gauteng is die krisis met water in die kollig en inwoners is gefrustreerd omdat wateronderbrekings gereeld daarvoor gekom het. Die Goudstad verloor tans sowat 44% van sy drinkwater weens lekkasies en waterdiefstalle. Die Tesourier het wel 'n program ten gevolge waarvan munisipaliteite aangemoedig word om 'n deel van hulle begroting daarvoor af te sonder, veral wanneer hulle wel geld vir water ingekry het. As dit nie gedoen word nie, sal die verval net vererger, eerder as verbeter, het hy gesê. Dit beteken geld wat ingekry word deur die verkoop van water word tans nie vir die instandhouding en verbetering van waterinfrastruktuur gebruik nie, maar vir ander doeleindes. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys gaan ondersoek instel nadat 'n diensverskaffer glo leerlinge in hierdie omgewing van Mosselbaai in 'n bus met 'n oop en stikkende deur na skole vervoer het. Faisal Porter, 'n bekende in gemeenskaps- en politieke kringe in Mosselbaai is een van die ouers, het gister aan die koerante gesê die leerlinge het laat blyk hulle was bang gewees vir hierdie voertuig se toestand. Volgens Porter het die diensverskaffer geen agting vir ons kinders nie. Die koerant het verneem van die klagtes wat ouers reeds van tevore ingedien het, sluit in gladde bande, 'n bestuurder wat in April 2025 na bewering onder die invloed van alkohol bestuur het, leerlinge wat al in die verlede nie by oplaaipunte of langs die N2 opgelaai is nie. Ons beskou dit in 'n baie ernstige lig, het hy aan die media gesê. 'n Lasbrief sal in November uitgereik vir die inhegtenisneming van een van die 2 mans wat aangekla word van die moord verlede maand op Piet Stompie de Koker, wat 77 jaar oud was, in die begrafplaas by onder Papagaaiberg in Stellenbosch. Die staat het gesê Darren Stefanus, wat 38 jaar oud is, sy medebeskuldigde, is ook voorheen skuldig bevind aan oortredings. Mannequin Stefanus maak van regshulp gebruik en het aangedui hulle wil 'n borgtog aansoek doen. Die saak is uitgestel tot donderdag 19 Februarie vir hulle borgtog verhore. De Koker is helder oordag met 'n mes in die bors gesteek toe hy op 17 Februarie sy seun Werner se graf gaan besoek het. Stefanus se Monique is op 21 Januarie in hegtenis geneem en die staat het voorheen aangedui nog klagtes aan verwagting ook bygevoeg kan word. Die internasionale erkende soewereine volk wat glo deur die koloniale onderwerping van Brittanje van hulle grond ontneem is, maak nou aanspraak op groot dele van Suid-Afrika se grond. Dit sluit in die hele KwaZulu-Natal. Hulle het ook verlede jaar 'n kennisgewing in die Staatskoerant gepubliseer om as 'n soewereine nasie erken te word. In kennisgewing 7053 van 30 Januarie 2025 in die Staatskoerant vra Wim Rousseau, waarnemende volksraadslid, dat die republiek in onregmatige besit is van ons grond en gebied syne die gebied tussen die algemeen bekend as KwaZulu-Natal en noordelike dele van die Oos-Kaap. Die kennisgewing lui verder: neem kennis dat Brittanje nie net die streek gekoloniseer het nie, maar hy het ook die private plase van boeremense in die oostelike streek sonder vergoeding onteien. 'n Komitee van die Betau munisipaliteit gaan 'n voorval ondersoek waar die onderburgemeester waarskynlik 'n vuurwapen in die openbaar afgevuur het. Die polisie ondersoek 'n saak
oor die rig van 'n vuurwapen nadat 'n lid van die publiek 'n klagte aanhange gemaak het. Die spreker Mavis Bosakwe het op 'n raadsvergadering 'n brief aan Kolwapi oorhandig waarin sy ingelig is oor die beweringe teen haar. Lydens se verklaring hanteer die munisipaliteit die saak binne sy mandaat en kan hy nie inmeng by die werk van die polisie nie en die nasionale vervolgingsgesag wat ook die saak tans ondersoek. Kolwapi het vroeër by navraag bevestig dat die polisie beslag gelê het op die vuurwapen, maar gesê dat sy nie verdere kommentaar kan lewer nie omdat die saak nou ondersoek word. Back and Closure krisis het verdiep toe Vrystaat Landbou gister bevestig het dat hy met konsultasies oor regstappe begin het. Francois Wilken, president van VL, sê die minister het nooit die grondwetlike of administratief regtelike gronde vir sy weiering behoorlik aan hulle almal verduidelik nie. Tydens 'n onlangse verslag deur die Buro vir Voedsel en Landboubeleid, die BFAP, waarna die VL verwys, meer as 24,000 gevalle in 2025 in Suid-Afrika aangemeld, die hoogste tot nou toe nog met uitbrekings in 8 van die 9 provinsies. Uitvoerders het reeds ek nou weggekry. Van 2019 tot 2025 het Suid-Afrika meer as 821 miljoen rand aan beesvleis uitvoerinkomste verloor. Steenhuise nou egter vol dat Back and Closure 'n staatsbeheerde siekte moet bly. Hy het beklemtoon dat enstowwe nie soos gewone medisyne ingevoer en toegedien kan word nie. Plaaslike fabrieke was besiger aan die nuwe jaar se begin as wat hulle die vorige jaar geëindig het. Produksie het in Januarie gegroei, want die indeks het vir die eerste keer in 3 maande tot bo 50 punte gestyg. Volgens die Buro vir Ekonomiese Navorsing is daar 'n merkbare herstel in bestellings teenoor Desember. Werkskepping het effens herstel, maar nog nie ten volle nie. Justin Rose het Sondag op Tony Points se Salesforce 'n nuwe toernooirekord agter sy naam geskryf toe hy die Farmers Insurance Ope met 'n eislike 7 houe gewen het. Dit was sy 13de wencheck in die Amerikaanse PGA reeks. Rose het ook die oudste kampioen in hierdie reeks geword wat al 4 rondes voorgeloop het sedert Rocco Mediate dit in 2010 op 47-jarige ouderdom vermag het. Die Suid-Afrikaner Christian Besaidnout het op 9 houe minder as baansyfer in die gesamentlike 24ste plek geëindig. MJ Viljoen het Sondag 'n dramatiese sege in 'n uitspelstryd teen Dion Germishuis op die Zebula-baan by Tabella behaal om die SDC Ope te wen. Phil Mickelson het intussen aangekondig hy gaan die LIV-reeks se eerste 2 toernooie van dese maand ook misloop. Amerikaner Ollie Schniekans sal Mickelson in die High Flyer span vervang. Die 29-jarige DuPont, een van die talentsvolste rugbyspelers op die planeet, het verlede jaar in Maart teen Ierland 'n ernstige kniebesering opgedoen wat hom vir 8 maande langs die kantlyn gehou het. In 2024 het DuPont ook 'n groot aandeel daarin gehad dat Frankryk se 7 span die goue medalje in die korter weergawe van die spel op die Olimpiese spele in die Franse hoofstad verower het. Die eerste skote van jaar se 6-nasie reeks klap donderdag aan wanneer die Franse, die verdedigende kampioene, Ierland in Parys slaags gaan wees. Dit sal vanjaar die eerste keer in die 6-nasie se reeks se geskiedenis wees dat 'n kragmeting op 'n donderdag aand beslis word. Die Suid-Afrikaanse netbalondersteuners het Sondag aand gebars van trots nadat die Proteas se toetsreeks teen Engeland in Johannesburg met 2-1 beklink het. Jenny van Dijk, afrigter en Zanele Modlana, hulbreier, was albei in ekstase oor die spog netbal wat die span opgedis het. Vorige oorwinnings oor die Rose was naalskrap en in 2023 in die driehoekige reeks in Kaapstad was die sake gelykop met 46-11. Oor die Statebondspele in Julie het Van Dijk gesê dat al die spelers aan hulle afrigters en aan mekaar 'n belofte gemaak en gesê het hulle sal harde werk insit. As ons by die Statebondspele opdaag, sal ons die sterkste en fikste en bes gekondisioneerde span ingesluit hê. Van Dijk sê die meerderheid van die groep is nou in 2 seisoene saam en die interne mededing is baie kwaai. Soms kry jy jou geleentheid en ander kere nie. Die Internasionale Kriketraad, die IKR, het hom uitgespreek teen die selektiewe deelname nadat Pakistan se regering sy nasionale kriketspan verbied het om in die komende T20 Wêreldbeker toernooi teen Indië te gaan speel. Die skouspel word van 7 Februarie tot 8 Maart in Indië en Sri Lanka beslis, terwyl die IKR respek het vir die rol wat die regering speel in kwessies met betrekking tot lande se beleide, is hierdie besluit nie in die belang van die globale spel of welstand van die ondersteuners wêreldwyd, insluitende miljoene in Pakistan nie. Die kragmeting tussen Pakistan en Indië is geskeduleer om op 15 Februarie in Colombo plaas te vind. Nederlandse fietsryer Mathieu van der Poel het die naweek sy naam in die geskiedenisboeke geskryf deur die 8ste keer in die wêreld in cyclocross die titel te verower. Nog 'n Nederlander, Tibor Del Grosso, het Sondag tweede klaar gemaak. Soos wat gereeld met Van der Poel die geval is, het hy Sondag kort na die aanvang van die wedren weggebreek en nooit weer na die ander teruggekyk nie. Benewens sy sukses in cyclocross
spog van 'n poel, ook met ander elite wêreldtitels in padfietsry in 2023, sowel as die grys fietsry in 2024 op sy bergfiets. Op 2018 se wêreldkampioenskap het hy die bronsmedalje in die veldrenne gekry. Van der Poel se pa, Adrie, was in 1996 die wêreldkampioen in cyclocross gewees. Josh Hazlewood, snelbouler van Australië se cricketspan, gaan die begin van die land se veldtog in die T20 wêreldbeker toernooi in Indië en Sri Lanka misloop. Hazlewood het sedert die T20 wedstryd teen Indië op 31 Oktober verlede jaar nog nie weer sy land verteenwoordig nie. Maak prakties meer sin vir Josh om tuis sy rehabilitasie voort te sit voordat hy Sri Lanka toe gaan reis, het die Australiese keder Tony Dodemaide verduidelik. Die snelbouler Pat Cummins het hom die naweek in die T20 wêreldbeker groep onttrek. Ben Dwarshuis is sy plaasvervanger. Vierde toernooi van die 2025-2026 seisoen van die Sevens reeks vind Saterdag en Sondag in Perth plaas. Vir Perth is die Springbokke saam met die Argentynse, Fijiane en Spanjaarde in groep A geloot. Groep B bestaan uit Frankryk, Nieu-Seeland, Australië en Brittanje. Philip Snyman, afrigter van die Blitsbokke, en sy spelers kan maar daarop staatmaak dat Argentinië in Perth se boog om te vergoed vir daardie nederlaag wat hulle in die moederstad ondergaan het. Sedert die 1999 seisoen was Suid-Afrika en Argentinië al in 83 wedstryde slag met die Blitsbokke wat in 56 van daardie kragmetings aan die wenkant was. Die Argentyne het 26 gewen en die een wedstryd het gelyk op geëindig. Suid-Afrika kon laas in 2017 die Australiese Sevens toernooi gewen het. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek: Messina 2234, Polokwane 1730, Lephalale 1835, Mbombela 1831, Mahikeng 2036, Pretoria 1833, Johannesburg 1834, Ermelo 1332, Kalahari 2539, Gaborone 2136, Richards Bay 2137, Pietermaritzburg 1733, Durban 2231, Port St Johns 1932, Pongola 1931, Maputo 2333, Bethlehem 1434, Bloemfontein 1737, Alawal Noord 1837, Welkom 1937, Vryburg 20 en 40, Kimberley 21 en 40, Appington 19 en 40, Prieska 21 en 40, Springbok 1836, Karasburg 2039, Keetmanshoop 2439, Mariental 2736, Alexanderbaai 1625, Brandvlei 2038, Loederitsbaai 1625, Vredendal 1735, Kaapstad 2027, Sutherland 1532, George 2028, Jeffreys Bay 2228, Cabarra 2229, Graafrenet 1831, Kaaphooglas 2026, De Aar 1937, Molteno 1533, Beaufort Wes 1936, Oos-London 20 grade Celsius in die oggend, 30 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R16.10 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.18. Die euro verhandel teen R18.98. Die pond kos R21.99. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2145. Palladium per fyn ons is $1739. Silwer per fyn ons is $81.29 Amerikaanse sent. Goud per fyn ons is $4703. Brent olie per vat is $69.32 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.